Dankie, kan die sitplekke maar weer inneem. Aan die familie van Pieter Koff, namens ons gemeente ook, dan ons innige meegevoel vir julle groot verlies. Kom ons raak stil en raak ons bewus van die Here se teenwoordigheid by hierdie geleentheid. Terwyl ons so sit, gaan ek vir u lees Psalm 23. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus, hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toe kyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Amen. Vriende, ons groet mekaar in naam van die drie-enige God wat self die troos en die bemoediging en die krag moet bewerkstellig. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en Jesus Christus en die kragtevolle werking van die Heilige Gees. As ons saam die begrafnisboekie kan lees, ons is hier om sy lewe te kom vier. In liefdevolle herinnering aan Pieter, is dit Barend of Berend? Koff, gebore 5 November 1970 en het die Here met die ewige verwissel op 6 Mei 2026. Van God, die gewer van alle liefde, het ons ontvang die gawe van 'n toegewyde eggenoot, 'n pappa, 'n oupa, ten spyte van al ons hartseer, is ons baie dankbaar vir die vreugde wat ons pappa vir ons gegee het. Pieter was 'n merkwaardige man wat met sy lewe en sterwe 'n onuitwisbare merk op ons lewens gemaak het. En al is ons baie hartseer en gaan ons hom baie mis, weet ons hoe hy is by God die Vader in sy hemelhuis. God se liefde en vrede het hy altyd uit hom gestraal en ons sal dit nooit vergeet. Sy woorde aan ons was: onthou God se liefde. So paar bladsytjies verder. Een keer in 'n leeftyd vind jy iemand spesiaal wat nie net jou hart aanraak nie, maar ook jou siel kom haal. Een keer in 'n leeftyd ontdek jy daardie een persoon wat nie bokant jou wil wees nie, maar teen aan jou wil leun. Iemand wat baie spesiaal, wat jy alles mee deel, en saam met wie jy alles doen. By wie jy jouself kan wees, saam met wie jy kan lag en huil. Die persoon wat die drome in jou oë lees, die persoon vir wie jy onbeskryflik lief voor is. My pa was daardie persoon vir my ma. Hy was altyd daar vir haar. Hy het elke tree saam met haar gestap, haar hand vasgehou in die goeie en die slegte tye. Hy was haar steunpilaar, iemand op wie sy kon staat maak. Ons as kinders kan nie genoeg dankbaar wees vir alles wat pappa vir ons mamma gedoen het nie. Pappa was 'n man wie sy hele hart en lewe om sy gesin gedraai het. Pappa het werklik gelewe vir pappa se vrou, pappa se kinders en pappa se kleinkinders. Alles wat pappa gedoen het, elke opoffering en elke glimlag was vir ons. Pappa se hart het geen grense geken nie. Pappa het nie gevra oor bloedlyne nie. As 'n kind liefde nodig gehad het, het pappa hulle ingeneem en is pappa se eie groot gemaak. Waar daar nood was, het pappa ingestap. Waar ander weggekyk het, het pappa gehelp. Pappa se lewe was die perfekte voorbeeld van onbaatsigtige liefde. Ons sal nooit die ondersteuning vergeet wat pappa ons gebied het nie. Pappa was altyd daar langs die veld. Dit het nie saak gemaak hoe ver pappa moes ry of selfs vlieg nie. As ons sport gedoen het, was pappa daar. Om op te kyk en pappa langs die lyn te sien, het ons die krag gegee om deur te dik. Pappa was ons grootste ondersteuner. En nie net in sport nie, maar in die lewe.
Ek gaan die geselsie so baie mis. Pappa was altyd beskikbaar as ons wou praat oor dinge wat ons pla. Maar die seeste leemte gaan daar die plekkie in pappa en mamma se bed wees. Ek gaan die 4 uur oggendkuier sessie so baie mis en die laat na geselsies, daar waar ons almal so veilig gekoester gevoel het. Daardie bed was die hart van ons huis en die plek waar ons as familie weer heel geword het. Pappa laat die groot leemte agter, maar ook 'n kosbare nalatenskap aan pappa se kleinkinders wat pappa so aanbid het. Dankie vir al die lewenslesse wat vir pappa van ons geleer het, dat die rykdom nie in geld en aardse besittings lê nie, maar wel in liefde. Resag my man, ons pappa, ons oupa, pappa se liefde sal vir altyd in ons harte bly voortleef. Ek het nog een ander brief. Liewe pa, vandag staan ons hier met 'n hart wat swaar is, maar ook met harte wat oorloop van dankbaarheid. Hulle sê 'n pa is 'n kind se eerste held. En vir ons was pa presies dit. Nie omdat pa volmaak was nie, maar omdat pa altyd daar was. Pa se teenwoordigheid was soos 'n groot boom in ons lewe. Iets wat altyd daar was vir koelte en skuilings ongeag die weer daar buite. Ons onthou hoe pa altyd die begeerte gehad het om vir ma en vir ons kinders die hele wêreld te gee. Pa wou hê ons moes alles hê wat mooi en goed is. En al kom pa dalk nie fisies vir ons die hele wêreld gee nie, het pa verseker vir ons die wêreld se liefde gee. Daardie liefde was ons rykdom en dit was meer as genoeg. Dankie vir die opoffering wat ons as kinders dikwels nie eens raak gesien het nie. Dankie vir die hande wat hard gewerk het sodat ons dit makliker kon hê. Pa het dalk nie altyd baie woorde gebruik nie, maar ons het pa se omgee gevoel in elke gebaar en elke opoffering. Pappa, jou pad op aarde is nou klaar gestap. Jy het 'n goeie stryd gestry en die wedloop voltooi. Terwyl ons vandag afskeid neem, beloof ons om die lesse wat jy ons geleer het, van harde werk en onvoorwaardelike liefde saam met ons te dra. Rus sag, pappa. Ons sal pappa elke dag mis, totdat ons mekaar weer sien. Terwyl ons so sit, gaan ons hierdie pragtige lied saam sing. Genade onbeskryflik groot en Amazing Grace, die met die saam wat op die bord is.
By hierdie geleentheid wat ons weet, julle geliefdes deur die dood van julle al weggeneem. Onthou ons die Here wat gesê het, ek is die opstanding en die lewe, en wie in my glo sal lewe al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die gelowige uitroep. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons wel, maar nie soos ander mense wat geen hoop het nie. Die dood van 'n geliefde is 'n groot verlies. Dit bring hartseer en pyn. Tog gee die Here self sy troos en bemoediging en verlig ons smart. Hy staan ons met sy liefde by, beloof om die pad verder saam met ons te stap. Die dood roep ons almal om die lewe in 'n nuwe lig te sien. Jesus het immers vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself sal lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. En of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Kom ons sluit saam die oë. Here, is vir ons 'n moeilike moment van afskeid. Ons as mens, u weet waarvan ons gemaak is, dat ons maar net stof is, Here. En dat die dood vir ons so finaal voel, en ons weet ons geliefdes nie meer by ons is nie. Here, ander kan die dood, dis wat ons vandag kom vier, weet ons die dood is nie finaal nie, dat u vir ons 'n lewe kom gee het, 'n ewige lewe. Dit wat ons gaan bevestig uit hierdie woord uit. Maar Here, ons koppe en ons harte kom nie by mekaar uit nie. Dit is vir ons moeilik om te groet. Maar u self weet, Here, wat ons deurgaan. U self het by u vriend Lazarus se dood gehuil. Want u weet, ons is maar mens. Daarom weet ons, u is nou hier teenwoordig. Ons het dit bevestig met die groet. En u sal vir ons die krag in die troos bring, Here. In ons momente van swakheid is u die een wat besig is om ons te dra. Maar daar's 'n geheim, ons moet ons oë opslaan na u. Ons moet fokus na die bron van hoop, die bron van lewe en die bron van ons krag. Dankie, Here, dat u gesê het, u sal ons nooit alleen los nie. Maar gee vir ons die trooste, die Heilige Gees, wat vir ons help en saam met ons reis, en selfs in hierdie storm het vir ons moontlik maak, al voel dit of niks ooit weer dieselfde gaan wees nie, of ons nie energie het nie, nie krag het nie, maar te weet, ek mag oorgee, ek mag op hierdie stadium treur, want God dra my en omvou my met liefde. Tel my trane op en bring weer vir my troos en heling. Seën ons uit hierdie woord, Heer, met daardie troos, met daardie bemoediging, met daai hoop. Maar roep ons ook op dat ons sal besef, hoe leef ons vanaf vorentoe? Elkeen van ons hier vandag, in die aangesig van die dood, kyk na ons lewe op 'n ander manier. Mag ons in hierdie woord vandag daardie antwoorde kry waarna ons soek. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Ek gaan hierdie mooi gedeelte vir julle lees uit Romeine 8. 'n bekende ou gedeelte wat so baie gebruik word by geleenthede soos die, maar eintlik 'n bemoedigende gedeelte wat elke dag met ons wat ons kan gebruik. Ek gaan die hele gedeelte sommer lees vanaf vers 14. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep. Abba, dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is ons ook erfgename. En ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teenoor die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan die verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daarvan onderwerp het. Daarbij het hy die belofte van hoop gegee. Die skepping self ook bevry word
van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot vryheid te kom aan die heerlikheid waarin die kinders van God sal hê. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het, as die eerste gawe van God. Ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered en ons het nou hierdie hoop. Wat 'n mens sal sien, hoop jy tog nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds gesien het? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. En ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtiging wat nie net met woorde gesê kan word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is. Want hy pleit volgens die wil van God vir gelowiges. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluite geroep is, die wat lank tevore verkies is, en hy het ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê, van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep. Die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. En die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Wat is nou hiervan die gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit. God is vir ons, wie kan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om almal te red. Sal hy ons dan nie al hierdie dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God en hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding, benoudheid, vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe, dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig, geen dood, of lewe, of engel of magte, of teenwoordig of toekomstige dinge of kragte, of hoogte of diepte, of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is, in Jesus Christus, ons Here. Net tot sover die skriflesing. As ons hierdie gedeelte so lees, en ons het die begrafnisformulier voor die tyd gelees, is dit so lekker om te weet waar Jesus sê, ek is die opstanding in die lewe. Wie aan my glo sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Daarom weet ons, soos wat Paulus sê, dood, waar is jou winning, dood, waar is jou angel, en dit bring vir ons die hoop. Ons kom hier so by mekaar in 'n gemeente soos hierdie, met 'n leë kruis. En ons kom sê natuurlik dankie vir die Here, en dis kom ek altyd die briewe eers te lees, of ons kyk altyd bietjie foto's, om te weet wie se lewe vier ons, want daai het 'n impak gehad in elkeen van julle se lewens. Dis kom julle vandag hier is om 'n laaste eer te kom betoon. Daarom kom sê ons dankie. Want ons kom ek hier teenwoordig en kom sê vir die Here, ons weet, ons vind ons troos daarin dat ons die lewende hoop het. Hierdie is nie die finale groet nie. Ons weet aan die ander kant die dood is daar 'n lewe. Dis hoekom ons na die tyd is, ons terugkom van die graf af, kom tee drink en altyd ietsie eet as 'n feesviering in die aansig van die dood, om te weet, daar's lewe. Ons vier fees selfs met die dood, selfs al huil ons, want deur die kruis is leeg, die Here het opgestaan, die graf is leeg. En by hierdie geleentheid sê ons ook vir mekaar, is 'n geleentheid waar ons moet besef by die dood, hoe kort is die lewe. Ek weet in een van my Bybelstudies het iemand so rukkie terug, so 2 weke terug, het hulle daai ou gedeelte wat ons vir mekaar sê, die maatband gevat en dan sê hulle tel 85 cm af om te sê dis die gemiddelde leeftyd van 'n mens, en dan tel jy nou waar jy nou in jou lewe is en dan kyk jy hoeveel leeftyd is oor tussen waar jy nou is in die 85 jaar en dan skrik jy om te kyk hoeveel tyd is al verby en hoeveel het jy oor en wat maak jy met die tyd wat oor het. En op 'n stadium toe sit een van die oomies in die Bybelstudie en sê ek stem nie saam nie. Niemand van ons het daai tyd oor nie, jy het net vandag. En net daarna, so 'n week daarna, toe is daar 'n kind wat sterf. En net daarna gebeur hierdie. Niemand van ons weet, ons leef vir die dag van môre, ons het net vandag.
Daarom is verhouding so belangrik. Verhoudings is julle as vriende en familie met mekaar. Dat ons erns sal maak met daai verhouding. Maar hoekom maak ons erns met daai verhouding? Want ons weet, God het met ons kom erns maak in ons verhouding. En daarom kom sê ons, Here, waar staan ek in my verhouding met jou? Die Heidelbergse Katekismes, ek sê dit by elke geleentheid waar ek kom, want ek wil hê, ons moet dit nooit vergeet nie. Wat is my enigste troos in lewe en sterwe? Wat is dit wat my optel? Wat is dit wat my bemoedig? Wat is dit wat my dra? Wat is dit wat my omvou by geleenthede soos hierdie? Wat is my enigste troos? Of ek leef en of ek sterwe? Dit wat Paulus sê, as ek leef, leef ek tot eer van die Here, en as ek sterf, sterf ek tot eer van die Here. My enigste troos in lewe en sterwe, en dis wat julle vandag kom sê, dat ek nie aan myself nie, maar aan Jesus Christus behoort. Daardie behoort is kardinaal belangrik. Ek vra, as ek die geleentheid het om by iemand te sit wat besig is om te sterf op hulle sterfbed, of wat siek is, dan vra ek hulle altyd, vertel vir my, wat is julle verhouding met die Here? Glo julle Jesus Christus, julle saligmaker en verlosser? Elke familie wat kom en met my die reëlings kom, dan sê ek, vertel my van julle familielid se geloofslewe. Julle sê hierso, hy was 'n man van liefde. Hy het vir julle die hele tyd vertel van God se liefde. Jy kan net vir mense gee wat hier binne in jou hart is. Jy kan net uitstraal wat al reeds hier binne besig is om in jou pos te vat. As jy liefde gee en liefde straal, is omdat liefde tuis gekom het in jou hart. En daai liefde, God is die bron en die oorsprong van daardie liefde. En dit kom deur die genade van ons Here Jesus Christus tuis in ons bestaan. Ek onthou, as ek gaan tee drink het, ek het hom gekry altyd, dan het hy agter daar gestaan, en dan gaan groet ek hom daar agter. So hy het geleef, hy het geweet aan wie hy behoort. Daardie behoort is 'n belangrike konsep in die Bybelse tyd. Ons besef dit nie, wat hulle sê, as jy deur Jesus Christus, kan jy God aanroep as ons Abba, Vader, hy neem jou aan. In die Bybelse tyd was dit 'n belangrike, dit 'n ingewikkelde bietjie stelsel geweest, maar baie naby aan wat ons vandag doen. As daar 'n kind was wat nie ouers gehad het nie, of 'n familie wil 'n kind aanneem, dan het die partye voor hierdie bymekaar gekom, en daar was hierdie ou, soos wat hulle gebruik het in die groentewinkels, hierdie weegskaal, daai koper weegskaal, wat hierdie gewiggies hierdie kant sit, en die goed wat aan die ander kant sit, daar was so 'n weegskaal gebruik gewees om te meet en 'n transaksie plaasvind, want daar was 'n simboliese ruiltransaksie wat plaasgevind het om hierdie kind, of hierdie persoon wat aangeneem word, aan die nuwe familie te kry. En dan het die partye hande geskit, en dan het die nuwe ouer na die magistraat of die regering toe gegaan, en die kind gaan registreer in die boekrol, om te sê, dit is nou hulle nuwe van, dis hulle nuwe bestaan. En wat wonderlik is, sodra as wat daai persoon geregistreer is, na die transaksie plaasgevind het, dan is hulle totale identiteit uitgevee, die vorige een, en het hulle nuwe gekry. En dis wat God hierso sê. Ons word aangeneem in Jesus Christus. Daar is 'n ruiltransaksie wat plaasgevind het. Hy het sy seun gestuur na hierdie wêreld toe, en 'n prys is betaal, 'n ruil het plaasgevind, sodat elkeen van ons aangeneem kon word deur ons almagtige Vader. Nog 'n ding wat gebeur het, nadat die ruil plaasgevind het, en ons sê, ja Here, U is my verlosser, en hy neem ons aan, word jou naam in die boekrol van die ewige lewe geskryf, soos wat in die boek van Openbaring staan. Wie is waardig om die rol van die geskiedenis op te neem? Net die leeu van Juda, die lam wat geslag is, die een wat die prys betaal het, is waardig om hierdie rol op te neem. Jou naam word in die palm van God se hand geskryf. Jy word totaal aangeneem. En dan sê die Heidelbergse Katekismes volgende, hy sê, wanneer dit plaasvind, dan sê dit vir jou, hoe het jy hierdie sekerheid, hy het jou met sy kosbare bloed vir al jou sondes ten volle betaal, en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos. Hy bewaar my op die wyse dat daar sonder die wil van my Hemelsvader geen haar van my kop sal val, sonder sy wil nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker hy my ook deur die Heilige Gees van 'n ewige lewe, en maak hy my van harte gewillig om bereid om voortaan vir hom te lewe. Wanneer ons dan aangeneem het, boonbehalwe dat ons Christus uitgevee word, totaal al die dinge wat ander mense teen jou hou, en God se oë maak dit net nie meer saak nie,
Gee vir jou 'n nuwe identiteit as 'n kind van hom. Ons word broers van ons Here Jesus Christus, broers in geloof, broers en susters in geloof. En daarmee saam kry ons hierdie erfenis van God. Soos wat ons vandag mense as hulle vir jou omgee en jy het hierdie familie en 'n testament en al daardie belangrike goed vir jou nalaat in 'n testament. So kry ons hierdie erfgenaam van God. Ons word deel van sy verbond met al die rykdom wat daar is wat hy vir ons nalaat. Dis hoekom ons sy woord oopmaak en kyk sien die beloftes van hierdie verbond, wat dit vir ons inhou en hoe dit deel word van ons bestaan. Hy sê in vers 17, en omdat ons kinders is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teenoor die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. As ons net begin dink, dit wat ons ervaar nou is, of dit wat ons soms in siekte moet deurgaan, die onregverdigheid, of dit wat ons in ons lewe ervaar, ons kan nie eens begin indink in God se teenwoordigheid, wat ons noem hemel. Ons kan nie eens begin dink hoe dit die ervaring daarvan is ten opsigte van dit wat ons nou het nie. En dan die mooi genade wat ons hier vandag vir mekaar moet verkondig. Eindelik verdien ons die dood. Vol van die sonde, dit wat ons geneig is om te doen, verdien ons eintlik maar die dood. Maar in Jesus Christus, die feit dat hy sy seun vir ons gestuur het, hy weet waarvan ons gemaak het. Hy sê nie vir ons, weet jy moet eers jou lewe regkry en dan sal ek jou kom red nie. God sê, weet jy, onvoorwaardelik betree ek jou wêreld en onverdien gee ek vir jou hierdie genade. Kom bied ek vir jou die ewige lewe in Jesus Christus, kom bied ek vir jou aan. Hy kom maak ons kinders van hom. Hoor in vers 32 hierdie mooi woorde. Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om vir ons almal te red. Sal hy ons dan nie van al hierdie dinge saam met hom uit genade skenk nie? Jy sien daardie sonde wat tussen ons en God staan, dit wat gebeur het met Adam en Eva, gaan net maak dat ons nooit die lewe kan beerwe nie. En iemand moes daardie vir ons kom intree en hy het sy seun vir ons stuur. In vers 32, hierdie gedeelte moes vir die mense van die Bybelse tyd was vir hulle bekend gewees. Hy het sy eie seun nie gespaar nie. As jy sommer teruggaan daarso na die begin van die Bybel toe in Genesis, daar onthou ons vir Abraham. Die verbond wat tot stand gekom het, daai verbond waar God sê het, ek sal julle God wees en julle sal my volk wees. Daardie verbond wat ons seker het vandag, as ons hier kom by hierdie paadjie, gaan ek deel hê in hierdie erfenis, hierdie ewige lewe saam met God. Is gesluit met Abraham waar hy sê het, ek sal jou God wees en jy sal my volk wees. Onthou julle Abraham, wat God sê het, vat jou goed en trek, ek sal jou die vader van 'n menigte nasie maak, ek sal vir jou land gee, en hy was gehoorsaam en geloof, het hy hierdie God gevolg. Abraham wat vir meer as 90 jaar gewag het vir hierdie kind, sy eersgeborene, om hulle familienaam voor te vat, en op die einde van die dag het God vir hom sy eersgeborene Isak gegee. En toe vra God vir hom hierdie groot ding, ek wil hê hom vir my gaan terugoffer. Abraham wat so loyaal aan God was, so in geloof aan hierdie God bly vashou het, hoe hy sy seun vat, hoe hulle daai altaar bou, hoe die seun die hout dra, en hy vra vir sy pa, waar is die offer? En Abraham sê, die Here sal voorsien. Dink mooi daaroor, jy wag vir meer as 90 jaar vir jou kind, jou eersgeborene, en God sê vir hom, offer hom vir my op. Eindelik wat God vir Abraham gevra het, offer vir my jou toekoms, jou hoop, jou nuwe bestaan op. En hoe hy vir sy seun sê, die Here sal voorsien. Ons kom en dan sê, hierdie gedeelte is presies die woorde, hy kom sê vir ons, weet jy wat, ons is deel van hierdie erfenis, van hierdie nuwe verbond. Hy het vir ons 'n nuwe toekoms gee, 'n nuwe hoop, as ons klaar is, gaan ons sing, ek sien 'n nuwe hemel kom. Hierdie dood wat mense vrees, is oorwin. Die grootste vyand wat mense vrees, is oorwin deur Jesus Christus wat die dood oorwin het en opgestaan het. Ons gaan die formulier by die graf lees, wat sê op die Sondagmôre was die graf leeg. Die oorwinning is behaal, deurdat hy sy eie seun nie gespaar het nie, om vir dit vir ons te behaal. Maar dit maak dit nog steeds nie altyd makliker nie, want ons is maar net mens. En nou hoor ons hier die bemoedigende woorde hier in vers 22. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug en die pyne van verwagting
En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het, as die eerste gawe van God. Ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak, dat hy ons sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered en ons het nou hierdie hoop. Wat 'n mens sal sien, hoop jy tog nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by, en ons weet nie wat of hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtiging, wat nie net met woorde gesê kan word nie. Hierdie hoop wat hierdie troos moet bewerkstellig. Die Here sal sy kinders kom haal, almal wat sê ek glo in Jesus Christus, wat deel sal sê in hierdie lewende hoop. In ons swakheid sê hy, jy hoef nie alleen hierdeur te gaan nie, maar die Gees self sug saam met jou en staan jou by in hierdie moeilike omstandighede. Elke begrafnis, behalwe as mense my vra om Psalm 23 te preek, by begrafnis begin ek met Psalm 23, elke keer. Want hy sê so mooi, die Here is my herder, hy gaan saam met my deur alles. En dan gaan ek deur die moeilikste van tye, deur 'n doodskade weer, sal ek nie vrees nie, want die Here is met my. Hy lei my op die regte paaie tot eer van sy naam, hy gee my nuwe krag. Han sê hierdie skryf hy so mooi op Paulus, hy skryf, wie kan die uitverkorenes van God aankla? Wanneer ons weet dat ons Abba Vader in die aangesig van dood, hy sê wanneer ek Jesus Christus my saligmaker as verlosser aangeneem het, hoor hierdie mooi woorde, en dit bring troos. Wie kan die uitverkorenes van God aankla? Almal wat Jesus aangeneem het? Wie spreek hulle vry? God self. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf. Maar meer is dit, hy is uit die dood uit opgewek. En hy sit aan die regterhand van God en hy pleit vir ons. Jesus het nie gekom om ons te oordeel nie. Jesus het gekom om ons te red. Hy sit aan die regterhand van God, soos 'n advokaat, soos 'n prokureur, tree hy vir ons in. So wanneer ons sondig is, ons kan nie voor God verskyn op grond van ons dade nie, maar deur die bloed van ons Here Jesus Christus wat vir ons intree. Kyk God deur die genade van die Here na ons en kan ons voor die Here verskyn. Hy self tree van ons in. En dan skryf Paulus, op grond daarvan, wat kan tussen ons en God kom staan? Hy skryf daar's 'n lyding, benoudheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of swaard. Geen dood of lewe of engele of magte teenwoordig, toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets in hierdie skepping. Niks kan tussen ons en God ontstaan. Niks kan ons van die liefde van God skei nie. Deur die Heilige Gees wat saam met julle in hierdie moment staan, is God saam met jou. Hy kan kyk selfs verder, hy gaan kyk na die geestelike dimensie, die bose dimensie. Hy sê, hiervan is ek oortuig, lewe, engele, magte, teenwoordig, toekomstige dinge, kragte, hoogte, diepte, enigiets. Hy gaan kyk na al die fasette wat mense noem, daardie wat ons in die Onse Vader bid, lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Hy sê, gaan kyk na alles, maar in Jesus Christus het God se koninkryk tuis gekom en kan niks my skei van die liefde van God nie. Hoekom? Want in sy verbond, in sy erfenis, deur die genade van ons Here, het hy hom aan my kom verbind en sal ek altyd deel van hê. Dit is moeilik om hierdie afskeid te hê. Dit is moeilik om hier te groet tot ons mekaar weer sien. Maar die troos van die hoop in ons Here Jesus Christus, wanneer die Here ons almal kom haal, sodat ons saam met hom in die feesmaal saam met ons geliefdes kan sit, in die aangesig van die dood, weet ons, dit sal vir ons krag wees, want die Here sal ons dra, deur die Heilige Gees wat saam met ons die reis aanpak. Mag dit vir julle troos bring in hierdie tyd wat vir julle voorlê. Amen. Kom ons lei die oor. Here, daar's 'n rede hoekom ons kies om 'n Christelike begrafnis te hê. Want ons weet, Here, U alleen maak dat ons die deur gaan hê na die ewige lewe. Ons aardse liggaam moet iewers te ophou bestaan. En dit is vir ons moeilik om te groet daardie aardse bestaan. Maar ons siel, ons gees kan nooit ophou bestaan nie.
Daarom praat ons van die lewende hoop, dat ons by ons almagtige Vader, wat ons aanneem, wanneer ons wedergebore word, wanneer ons die kinders word, deel van die koninkryk, en daardie hoop verander ons identiteit, ons manier van lewe, maar dit gee vir ons die troos, waantoe ons op pad is, die pad wat ons loop elke dag, en wanneer ons hierso op aarde ons reis voltooi het, wie kom ons haal? Mag dit vir hierdie familie in hulle troos, mag dit vir hulle dra, daardie wete. Maar U, o Heilige Gees, in hierdie hele proses, mag U die een wees wat vir hulle help om die Here se genade raak te sien en die heilige en ons almagtige God se liefde wat hulle omvou. Dankie dat ons weet niks, maar niks kan ons skei van die drie-enige God se teenwoordigheid in ons bestaan nie. Nie is die dood nie. Nie is die onsekerheid nie. En mag U hulle help om hulle oë te rig tot U in hulle omstandighede. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Ek wil net 'n paar praktiese reëlings met U tref. Nadat ek die bedankings klaar hanteer het, dan gaan ons 'n lied sing. En die draers gaan na vore kom en ek gaan die seën hier uitspreek wat die verrigtinge hier gaan voltooi. Dan gaan ons beweeg na die begrafplaas toe. Sit asseblief die ligte aan, hou by al die pattereels en dan gaan ons by die graf die res van die verrigtinge voltooi. Na dit kan jy terugkom na hierso na die kerksaal toe. Daar sal 'n bietjie verversings hier vir u aangebied word. Die bedankingsbrief wat die familie vir my gee het om namens hulle te hanteer. As familie is ons harte vol dankbaarheid vir die ongelooflike stroom van liefde en bystand wat ons in hierdie tyd van rou ervaar het. Elke oproep, boodskap en klein gebaar van omgee was vir ons 'n ligstraal van hoop en het ons deur die moeilikste oomblikke gedra. Ons opregte dank aan almal wat die diens bywoon. Baie dankie dat julle die moeite gedoen het om saam met ons sy lewe te vier en julle laaste respek te toon. Ons opregte dank vir die gebruik van die saal en aan die dames van die kerk met soveel liefde die heerlike broodjies voorberei het. Dan Halla, Koos, Tannie Elmarie, baie dankie vir julle bydrae en ekstra verversings wat julle voorsien het. Vir die mediese span, ons het groot waardering vir die dokters en verpleegsters wat ons pa met soveel sorg en deernis in die hospitaal versorg het. Nicole en Lenka, baie dankie vir julle onbaatsigtige hulp en ondersteuning terwyl papa in die hospitaal was. Maar Ella wil graag 'n spesiale dankie sê aan haar 3 kinders en elke familielid vir julle liefde en ondersteuning in hierdie moeilike tyd. Sy sê ook besonder dankie aan die 3 sissies wat gereeld telefonies ingeloer het. Julle omgee word opreg waardeer. As daar enige iemand is wat hulle per toeval oorgesien het in hierdie moeilike omstandighede, asseblief, dit was nie opsetlik nie. Dan asseblief die draas dan by die kerk wat nou ook uitbeweeg, dieselfde draas wat inkom en Jean, ander draas. OK. Wat is die draas by die graf? Hierdie is dieselfde? Draas by graf. OK. So die draas by die kerk is dan dieselfde wat nou kom. Julle kan na vore kom. Is dit Dirk Kreer? Teens Nieuwenhuizen, Connie de Beer? Dan was daar was een persoon, Johan Nieuwenhuizen, Leon Prinsloo en Derek van der Merwe, maar daar was een persoon wat vang het, né? OK. Kom ons staan, dan sing ons die laaste lied. Ek sien 'n nuwe hemel kom en dan spreek ons die seën uit en dan gaan ons uitbeweeg.
Ontvang nou die seën van die Here. Mag die liefde van God, die genade van ons Here Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met die wese van die krag en troos bewerkstellig. Amen.